nuus vanaand. Noord-Kaapse boere vrees 'n misoes nadat die Oranje rivier sy oewers oorstroom het. En duisende kinders gaan weens honger in Gaza sterf. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Stygende watervlakke bedreig oeste in die Laar Oranje riviergebied in die Noord-Kaap. Talle paaie en laagwaterbrûe is gesluit te midde van die hoogste watervlak in die Oranje rivier sedert die 2011 oorstromings. Die toestand volg nadat swaar reën die oopstel van sluise in die Gariep en Vaaldam genoodsaak het. Tientalle boere langs die Oranje rivier vrees 'n misoes nadat hulle landerye en ander gewasse oorstroom is. En op die stadium hierdie water wat hier indruk is net indrukwater, dis nie spoelwater nie. So met ander woorde, as jy oor hierdie kanaal sal klim, sal ons grond lê aan die binnekant ook, dan sal dit die water spoel en baie skade maak en losering wat verdrink. Boere in die tafeldryfsektor is klaar geoes en is nou bekommerd oor die wingerstokke wat kan skade kry. Soos julle tans kan sien, die rivier loop teen ongelooflike hoë watervlakke tans. En die laagliggende dele, laagliggende wingerde is tans onder water, die wingerdstokke. Die wingerdstok kan ook net so lank onder die water wees, dan begin hy skade op te doen. Dan hang af hoe seer die stok gekry het. Dit is net so goed soos jy opasemhaal sommer vir 2 weke lank. So dan die stokke uithaal en dit weer hervestig. Teen kostes van, ons praat van R300,000 plus per hektaar. Boere is ook bekommerd oor skade aan infrastruktuur. As die water vinnig kom en hoër kom as wat huidiglik hier is, gaan dit 'n groot probleem wees. Onthou daar is van ons noodwalle wat in 2011 gebreek het, wat nou nog nie geherstel is nie. So van daai tyd af tot nou toe is daar 'n probleem. Watervlakke is op 4300 kubieke meter per sekonde gemeet. Na verwagting sal watervlakke langs die rivier tot 4600 kubieke meter styg voordat dit sal begin daal. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Appington, Noord-Kaap. Die onttrekking van Suid-Afrikaanse soldate aan die Demokratiese Republiek die Kongo beteken nie die vredesending word laat vaar nie. Die inligting is vanoggend tydens 'n media-konferensie van die minister van Verdediging en Militêre Veterane Angie Motshekga en die Suid-Afrikaanse weermag bekend gemaak. Withdrawal is not a sign of weakness. Withdrawal is a persuasion of the political effort to see that there is peace and stability in the Eastern DRC. And therefore, we are withdrawing with that pride to say there is an element of peace because M23 committed to the cessation of hostilities. DRC had to sign also an undertaking with M23. So we are withdrawing now in a phased manner with our troops going to the assembly area that we have identified, and the assembly area is in Tanzania. 15 mense is dood en 5 ernstig beseer na 'n trompopbotsing tussen 'n minibus taxi en 'n bakkie op die R63 tussen Adelaide en Matoma in die Oos-Kaap. Die taxi was van Konke na Kaapstad onderweg terwyl die bakkie van Adelaide af gereis het. Albei bestuurders en 13 passasiers is op die toneel dood. Die polisie ondersoek die oorsaak van die ongeluk. This is by far the deadliest crash we've witnessed in the Eastern Cape in a long time. Not even in December and during the recent Easter holidays did we see one crash that has claimed so many lives. And the MEC for Transport in the Eastern Cape, Mr. Colin Natter, says our thoughts and prayers are with those families that have lost their loved ones in a flash, and is calling for investigators to leave nothing to chance in their investigation of what the real cause of this crash may have been. Die Palestynse owerheid sê 3500 kinders jonger as 5 jaar oud in Gaza gaan binnekort van honger sterf weens Israel se versperring van humanitêre voorraad.
'n verdere 290.000 mense is op die rand van die dood weens die geskepte hongersnood. Israel verbied hulporganisasies reeds meer as 2 maande lank toegang tot Gaza. In die afwesigheid van internasionale druk op Israel om voorraad in te laat, beskuldig die Britse hulporganisasie Oxfam die hele wêreld van meerpligtigheid aan die toestand. Intussen roep Israel duisende reserviste op met die oog op 'n uitbreiding van sy weermag veldtog. Houthi-rebelle van Jemen het verantwoordelikheid aanvaar vir 'n missielaanval op die Ben Gurion lughawe in Israel. Volgens die polisie in Israel het die missiel wat naby 'n terminaal van die lughawe geland het, 'n krater van etlike meters veroorsaak. Niemand is in die aanval beseer nie. Alle vlugte vanaf en na die lughawe is laat vanoggend hervat. Die president van die VSA, Donald Trump, het 'n foto van homself op sosiale media platforms geplaas waarin hy as 'n paus uitgebeeld word. Die foto is deur kunsmatige intelligensie geskep nadat Trump tydens 'n onderhoud gesê het hy sal graag die volgende paus wil wees. Die foto het gemengde reaksie ontlok, veral omdat Trump nie 'n Katoliek is nie. Sommige internetgebruikers het hul skok uitgespreek, terwyl ander dit as 'n grap afgemaak het. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na die blitsbolke se vordering in die Los Angeles sewes. Dit is dan al vir vanaand. Mooi week. Totsiens.